Hoofnuus vanaand. 'n Helde ontvangs wag môre op Suid-Afrika se uitgeskopte FSA-ambassadeur Ebrahim Rasool. En 'n naalskraapse oorwinning vir die Sharks teen Zebre in Durban. Goeienaand en baie welkom by die nuus. Persona non grata Ebrahim Rasool word môreoggend terug in die land verwag. Suid-Afrika se voormalige ambassadeur wat deur die FSA uit die land geskop is, sal deur die ANC en sy alliansievennote by die Kaapstadse internasionale lughawe ingewag word. Rasool het tydens 'n webinar opmerkings gemaak wat die FSA-president Donald Trump in 'n slegte lig gestel het. Volgens die FSA se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het Rasool voortdurend die raskaart gebruik om verdeeldheid te saai. President Cyril Ramaphosa het die verwelkomingskomitee gevra om op so 'n wyse op te tree dat die huidige gespanne verhouding tussen die twee lande nie verder vertroebel nie. Die Amatola distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap sê uitstaande bedrag van meer as 200 miljoen rand wat regeringsdepartemente en private instellings omskuld, plaas druk op sy vermoë om basiese dienste aan behoeftige gemeenskappe te lewer. Die munisipaliteit sê terwyl verhoudings of liewer huishoudings om ook meer as 'n miljard rand skuld, kan hy boonop ook nie sy verouderde waterinfrastruktuur weens finansiële beperkings vervang nie. 'n Politieke ontleder meen die probleme by munisipaliteite moet voor die deur van die ANC geplaas word. Of course, there is a disconnection process that we have to do, as I mentioned earlier, that we will disconnect the service if people are not servicing their debts. So, in all likelihood, we will have people coming to make arrangements of paying. And if that arrangement is not honored, then the next process follows in terms of the debt collection. This municipality is run by the African National Congress, and it is also the African National Congress that runs the provincial government. So I don't know what is going to be the excuse for not making payments on time. The only maybe conclusion that one can arrive at is incompetency, not taking the issue of service delivery seriously. Twee vermeende dwelmmuile is by die OR Tambo internasionale lughawe aan die Oosrand in hegtenis geneem. 'n 24-jarige Brasiliaanse man en 'n 51-jarige Suid-Afrikaanse vrou is donderdag met hulle aankoms vanaf Sao Paulo, Brasilië, deur die polisie onderskep. Die verdagtes het kapsules wat kokain bevat het ingeneem. Dit is die 5de dwelmverwante inhegtenisneming by die lughawe sedert Januarie. The process of releasing these substances is ongoing, and the final quantity and value of the seized drugs will be determined upon completion. In addition, we have discovered and confiscated more cocaine concealed inside the suspect's luggage. Further investigations are underway to establish any potential links between the two individuals. On Friday, the 21st of March, we have also intercepted a shipment of white powder suspected to be heroin worth over 200,000 rand. Preliminary investigations suggest that the shipment was destined for London in the United Kingdom. 4 persone is dood en 8 beseer nadat 'n rusie in die Marimi informele nedersetting in Soshanguve in die noorde van Pretoria uitgebreek het. Owerhede sê 'n patrollie van 'n gemeenskapspolisieeringsforum het 5 mans omstreeks 3 uur vanoggend op 'n straat teëgekom waarna 'n skietery uitgebreek het. Die liggame van die 4 oorledenes was gedeeltelik verbrand. When the group approached the 5, a quarrel broke which ended with 4 dead and 8 injured. The motive for the attack will be determined by investigations. At this stage, no one has been arrested as yet. The provincial and district serious and violent crime investigations, together with forensic experts, are currently combing and interviewing witnesses on the scene. Te midde van die heilige moslimmaand Ramadan wat tot 'n einde kom, werk lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Zakka-fonds onverpoost om te verseker dat duisende behoeftige gesinne kos het om Eid al-Fitr te vier. In Athlone in Kaapstad het Sansaf en vrywilligers duisende kospakkies gereed gekry om in moskeeë in Kaapstad en omliggende gebiede te versprei. Ramadan is nie net 'n vastydperk gedurende die dag nie. Dit is ook 'n geestelike gebedstydperk vir moslems om aan minder bevoorregtes te dink
en in diens te wees van behoeftiges. What happens is significant with regards to Ramadan is that we got the opportunity not to spiritually enlighten ourselves, empower ourselves. We also got the opportunity to feel what the poor and needy go through on a daily basis. Sansof sal vanjaar 50,000 kospakkies kan versprei en versprei ook reg deur die jaar kos aan behoeftige gesinne en families. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Israel het lugaanvalle uitgevoer op tientalle teikens in Libanon nadat 3 vuurpyle uit die suide van die land onderskep is. Dit is die eerste konflik in Libanon sedert 'n skietstilstandsooreenkoms in November gesluit is. Die Libanese groep Hezbollah ontken dat hy die vuurpyle afgevuur het en sê dat hy die skietstilstand eerbiedig. Volgens Libanese owerhede is 2 mense dood, onder wie 'n kind, en 8 mense is beseer. Die Libanese weermag het ure na die vuurpylaanval 3 primitiewe vuurpyllanseerders gevind en afgetakel. Israel het die afgelope dae opnuut lugaanvalle uitgevoer op Gaza en meer as 560 mense is dood sedert Dinsdag. Na raming is meer as 2/3 van die slagoffers vroue en kinders. Tydens die aanvalle is Gaza se enigste spesialis kankerhospitaal vernietig. Israel het ook gister lugaanvalle uitgevoer in Sirië. Die paus sal na verwagting môre sy eerste openbare verskyning in 5 weke maak. Hy beplan om uit sy hospitaalkamer se venster die seën uit te spreek nadat hy op 14 Februarie vir dubbele longontsteking opgeneem is. Die 88-jarige is maandag aand van 'n ventilator ontkoppel, maar moet glo weer leer om te praat na die hoë vloei suurstofterapie. Gerugte dat die paus sal abdikeer is ontken en daar is nog nie bevestig of hy voor Paasfees ontslaan sal word nie. Huldeblyke stroom in na die dood van die Amerikaanse bokslegende George Foreman in die ouderdom van 76. Foreman het in 1968 in Mexiko-stad op 19-jarige ouderdom die Olimpiese swaargewigkampioen geword. Na 37 agtereenvolgende beroepsoorwinnings het hy die swaargewig wêreldtitel gewen met 'n tegniese uitklophou teen Joe Frazier. Foreman het hierdie titel 2 keer verdedig, voordat hy in 1974 in die destydse Zaire deur Muhammad Ali uitgeklop is in die beroemde Rumble in the Jungle geveg. Bykans 2 dekades later het die 45-jarige Foreman die oudste man ooit geword om die titel te herwin en wel met 'n uitklophou teen die onoorwonne Michael Moorer. Hy het in 1997 halt geroep na 76 oorwinnings en 5 nederlae. In die jare 90 het Foreman verskeie produkte bemark, insluitend 'n elektroniese rooster vir laafvet kosvoorbereiding. Net hierna fokus ons op onder meer die Verenigde Rugby Kampioenskapsreeks en 'n bietjie later ook 'n weervoorspelling. Bly gerus by ons. En daarmee groet die Afrikaanse nuusspan tot môre aand. Totsiens.